praise with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise and thanksgiving. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say that this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing this the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. And He has made me glad. For He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. And He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say that this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Oh, He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Amen. Praise die Here. Wie terwyl ons sing, loof die Here, Hy is goed. Vertel hom verhoor, vertel vir Jesus oor jou behoefte. Jy weet, Jesus is die middelaar tussen ons en die Vader. Daarom sing ons oor loof die Here. Hy is goed, vertel hom verhoor wat jou hartsbegeerte is. Ons in die werklik sal. Loof die Here, Hy is goed. Sy goedheid is eindeloos. Loof die Lord, en op die stad. Loof die Lord, sy goedheid is waar. Loof die Here, Hy is goed. Sy goedheid is oor die Lord.
is verlost in die vlucht van die land. Ja, verlost aan zijn zult en die heilige Heer op mijn naam, op mijn zaak zult hij is verlost in die vlucht van die land. Oh, verlost aan zijn zult And he poured in the golden and the wine, that I have restored my soul. Now I was pleased that I love the Jericho road. He poured in the golden and the wine. He poured in the golden and the wine.
my life with the oil of the Holy Spirit. And when I needed Him the most, Jesus was there, praise the Lord. Ek is skoon gewas deur die bloed. Sy vrygemaak van sonde en dood. Ons sal dit tot slot so beprys en verklaar. En ek is skoon gewas deur Jesus se bloed. En ek is vrygemaak van sonde en dood. Oh
Ek het hier die toonbeeld van die olie en die wyn. He poured in the oil and the wine. En die week iewers raak geloop, en ek sit dit op die kerkse groepie. Maar van toe af te begin die Here en die Heilige Gees met my praat, ek wil God dank vir die Heilige Gees, wat het aan sy bemindes in hulle slaap gee. Anders sal werk, anders sal ploeg, anders sal saai. Maar die kind van God sal altyd 'n kort koppie voor die mense van hierdie wêreld wees, want die Here het dit gesê. Hy sê dit in Deuteronomium, jy sal die kop wees en nooit die stert wees nie. Sê vir jouself, ek is die kop. Die Here sê, ek is nie die stert nie. Jy sal eerste wees, nooit laaste nie. En dit is die seën van Abraham, Isak en Jakob wat op ons rus. Die feit dat jy 'n kind van Abraham geword het volgens Johannes 1, die feit dat jy Jesus Christus ken, beteken dat jy die kop is en nie die stert nie. Terwyl ek hierdie gedeelte lees op die sosiale media, die pragtige foto, toe gaan my gedagtes terug na die begin van die skepping, en ek wil vir u lees in Genesis 3 vanaf vers 21 en dan ook Genesis 4 tot waar die Here ons lei. Genesis 3 vanaf vers 21. Hierdie gebeur nou na die sondeval van die mens. Dadelik toe die mense in sonde geval het, vers 21, het die Here God vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak. Nou die manne, nou weet ek nou nie, daar sê nou, die Here het vir die mens, dis nou jy, en vir die vrou rokke van vel gemaak. Net so 'n bietjie humor daarin. Weet nie wat se vel nie. Was dit 'n bokvelletjie? Was dit 'n skaapvelletjie? Maar dit was so 'n flafferige besigheid. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hy het dit vir hulle aangetrek. Toe sê die Here God, nou, na die sondeval, het die mens geword soos een van ons. Die Here praat met homself, met sy seun Jesus Christus, met die engele van die heerskare. En hy sê, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. Die Here sê, as die mens nou, maar nie net ook sy hand uitsteek, en ook van die boom van die lewe neem nie, en in ewigheid en tot in ewigheid verder leef nie. Baie interessant. So die boom van die lewe neem en jy eet dit, sê die Here, dan lewe jy tot in ewigheid. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, dis nou die mens, om die grond te bewerk. Om die grond te bewerk, waaruit die mens geneem is. So het hy met 'n hoofletter dan die Here, die mens weggedrywe, en hy het Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam, met 'n swaard wat flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Hoofstuk 4 sê, en die mens het sy vrou Eva beken. Die mens het sy vrou Eva beken, en sy is swanger geword, en Kain gebaar, en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Ek het 'n man gebaar met die hulp van die Here. Maar die Here het mos gesê, dat met smarte van daardie oomblik af gebaar sou word. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel het 'n skaapherder geword, en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. Ek het gewonder, broer en suster, waar het die offerinstelling vandaan gekom?
Die Bybel val hier in en hy sê Kain en Abel het 'n offer van hulle opbrengs aan die Here gebring. Waar het hulle dit geleer? Wie het dit ingestel? Het hulle dit van Adam geleer? Die Bybel sê nie. Ons is in Genesis 4. Maar ek wil net hê dat jou gedagtes so 'n bietjie wikkel. Wie het vir Kain gesê, neem van die opbrengs van die land, die mielies, die pampoene, die butternuts, wat ook al jy plant, en bring 'n offer aan die Here? Wie het vir Abel gesê, neem van die eersteling van die skapies en die bokkies, of die beeste, slag, bring 'n offer aan die Here? Wie het hulle dit geleer? Of het dit hier binne begin? Het dit hier binne begin dat jy vir God iets wil teruggee? Want God was daardie tyd nog fisies sigbaar. Die Bybel sê, so in die aandwind, dan kom hy in die tuin in en hy wandel met die mens. Ma en pa, Adam en Eva kon vir hulle kinders sê, weet jy, vandag sê hulle, God leef nie. Ons kan hom nie sien. Maar Adam en Eva kon sê, hoorie, God leef, ons sien hom. En die Here wandel in die tuin. Weet jy my kind, God het vir ons klere gemaak van vel. En hy het vir ons aangetrek. Hy roep na ons in die aandwind. Hy roep na jou mens, waar is jy? Seker die kragtigste woorde wat reg deur die eeue in ons ore deurgalm. Mens, waar is jy? En ons kan daai vraag sommer vir onsself vra hier reg in 2026. Waar is jy, mens, in jou geestelike lewe? Dis maar net die begin van die jaar. En dan antwoord jy sommer nou die Here en sê, Here, ek is nie presies waar ek wil wees nie, maar gee my kans deur die genade. Ek gaan wel daar uitkom. En ek dink ons sal ook wees. Waar is jy? Die Here was fisies sigbaar en tasbaar. En iets het gebeur in Kain en Abel, die seuns van Adam en Eva se hart, dat hulle gevoel het, ons wil aan die Here ietsie gee van my opbrengs. Ek wil aan die Here gee. Kain het gekyk na die grond, en die vog, en die vrug, en as hy iets plant, het dit 7voudig opgekom. Abel het weer 'n herder geword, 'n tipe van Dawid. En hy het bokke en skape en die makdiere. Die Bybel praat hier in Genesis 4 en 5 van die makdiere. Dit beteken daar was wilde diere en daar was makdiere. Interessant, né? Dat die Here party wild maak en party maak. En hy het makdiere gevat en ek glo, God het ook van die vel van die makdiere vir hulle klere gemaak. Want as hy die vel geneem het, beteken dit die Here het geslag. Of 'n woord gespreek en dit was daar. Maar op 'n manier het hy hulle geleer wat om te eet, wat om te drink, deur die voorbeeld. Hy is 'n wonderlike God en hy het die eerste persoon in die hele wêreld wat 'n stel klere gemaak het, was die Allerhoogste. Is dit nie wonderlik? Prys die Here se naam. Sê gee vir jou langs jou jeug, maar jy is mooi en lappe toegedraai. It must be your Creator that so thanks. Amen. Prys die Here se naam. Waar was ons gewees? Vers 3. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here offer gebring. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. Nou wie van julle dames ken dit as ons mans kwaad word? Kwaad word is een ding en hoof laat hang is die ander ding. Dat ek omdat as die hoof opgaan en die mond gaan oop, dan ek moet. Jy sien,
'n kind kan nog ongelukkig wees. As jy by jou kind met jou kind raas, of sy nou voor sy vingers in die radwerk druk, ons sê maar nie dit doen nie. Want ek ken ons daai vingertjie, as die spiraalplaat op die stoof aan was, my ouma het hulle altyd so reg gebuig met die vink. As die spiraalplaat aan was, my vingertjie gaan, en dan sê die mama, shoo shoo, en dan gaan die seentjie nog steeds, en dan sê die vingertjie, tss, dan brand dan lekker. En dan is dit met die bottertjies en so aan. Maar ons leer ons uit ons foute. Die woord van die Here sê, tugtig jou seun wat jy liefhet. Anders sal hy jou in jou aangesig seën wat beteken vloek. Dissipline, geestelike dissipline is in die orde van die dag vir ons as kinders. God tugtig ons tot vandag toe. As jy stout is, kry jy pak moet jy. As jy nie vir die Here luister nie, jy gaan pak kry. En die Here tugtig hom wat hy liefhet. Hy tugtig in elk geval vir my. Kom ons lees verder. Ek ontwys vir myself my baie. En die Here sê vir Kain, nou hoekom is jy kwaad? Nou praat God met hom. Jy weet as jy jou kinders vra, hulle gehoof hang so en hulle wil nou 'n reaksie uit jou uitlok. Hoekom is jy kwaad? Waarom is jy kwaad? God vra vir Kain, hoekom is jy kwaad? En hoekom hang jy hoof so? Is daar nie 'n verheffing, sê God, as jy goed doen nie? Jy sien dit het nooit oor Kain se offer gegaan nie. Die offer, God sal nie jou offer verwerp as jy jou beste gee nie. Hy het dalk nie sy beste gegee nie, sê die mense, maar ons weet nie lekker nie. Maar hier was iets anders aan die broei. Hier was 'n onderliggende probleem van woede. Jy kan nie woede uitbarstings kry en nog 'n kind van God wees nie. Dit werk so lekker nie, hoor. Die woord van die Here sê, die vrug van die Gees, liefde, verdraagsaamheid, lydsaamheid. As jy nog baie woede uitbarstings kry, dan as jy lekker vleeskas en min geeskas. Die woord van die Here sê, en met die werke van die vlees kruisig. En ek was ook so, vra die kort Duitse vroukie van my. Ja, dit is nie engeltjie nie, niemand is engeltjie nie. Maar ons lewe na heilig maak. Ons strewe na dit. Jou woede uitbarsting wat jy kry waar niemand dit sien nie. My broer en my suster toring om van die duiwel af. En jy sien dit in Genesis 4. Abel was kalm. Kain was opvleend. En weet jy wat het hy geword? Weet jy wat maak opvleendheid? Hy word 'n moordenaar. Die woord van die Here sê, kruisig die werke van die vlees. Dit gaan nie die eerste dag gebeur nie, ook nie die tweede dag nie, maar die aanhouer wen. En daai geaardheid kry 'n mens uit jou uit, stem nie saam. Kain was opvleend, hy het kwaad geword, en die Here sê vir hom, maar daar's beloning vir jou as jy goed doen. Met ander woorde, Kain het kwaad gedoen. God sal nie sê, hoorie, daar's beloning vir jou as jy goed doen, as Kain nie kwaad gedoen nie. So Kain het iets gedoen. Daar was ietsie in sy hart. Die Here sien ons se mense. Hy krap met 'n tandestokkie 'n ding uit jou hart uit wat jou ma nie eens geweet het daar's nie. Die Here ken jou hart, want hy sê hartetoetser en die niertoetser, hy ken jou hart. Daar's iets in Kain se hart. Hoekom is jy kwaad, Kain? Hoekom hang jy hoof? Is daar nie verheffing vir jou as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, Kain, dan sê die Here vir hom, die sonde lê vir jou in loer. Hy beskryf die sonde. Waar het sonde vandaan gekom? Sonde het saam met die slang in die tuin ingeseil. Ek wil nie 'n slaghuis te trap nie. Maar ek nog nooit iemand iets so goed gehoor sê soos ons Sali nie. Hy sê, ja, Eva het die slang eerste lief gehad. Nou goed, die slang is daar in die tuin in die sonde, en toe luister Eva, maar die Here sê toe vir Adam, wag, Adam, jy kan nie net vir Eva, want hy sê vir hom, hoekom, wie van die vrugte geëet, en die Here sê, wie van die vrugte geëet, en Adam sê, sy.
So draai die Here om en hy sê, nee, jy gaan vir die res van die Here die grondbewerking en die sweet van die aansig brood van jy kan nie alles die skuld hê van haar gee nie. Sê vir jou vroukie langs jou, ons is saam in hierdie fight, ons moet beter. Prys die Here. Sonde lê vir jou in loer. En weet jy wat? Hy leer 2026 ook vir jou. Maar vat die raad van God. Daar's geen beter raad as die raad van God. Hoor nou wat sê die Here. Kain, die sonde lê vir jou in loer. Maar jy moet oor dit heers. Die sonde, vers 7, lê vir jou in loer voor die deur. Wat lê voor die deur? 'n maatjie. As jy die deur weer oopmaak vanmiddag as jy daar by huis kom, sê sonde bly buite. Hy lê vir jou in loer onder deur daai deurtjie. En nou sê die woord van die Here, die sonde se begeerte. Ag julle kyk my vandag so asof mense nie weet waarvan ek praat. Weet julle hoekom kan ek lekker vir julle preek? Want ek is die stoutste ouetjie sy vir die ou dag. Ek het nog lekker lewe in my. Ek trou baie in slaghuisers. Maar mense moet lewe, verstaan jy? It's only people that work hard, they make mistakes. People that don't work hard make no mistakes. Maar dit is lekker om te lewe. Ek maak nie asprisfoute nie, maar as ek hulle maak, dan vat ek my pak en ek sê, Here, thank you for the lesson, let's carry on. Die sonde lê vir jou in loer onder die skreefie van die deur. En sy begeerte is na jou. Hy wil in jou inklim. Weet iemand maak die duiwel. Hy klim, pens, wat ek vir julle sê, soos die tweelinge sê, there's a devil. Hy klim in 'n pens en 'n voetjies binne in jou hart in. En voor jy hom kan kry, sit vas daar soos kougel in 'n wolkopberg. Jy moet hom nie 'n kans gee. Hy klim binne in. En hy het in die eerste seun, het lyk of Kain die eersgeborene was, en toe's Abel daar. Hy het in die eersgeborene se hart ingeklim, die duiwel self. En hoe weet ons is die duiwel? Want die volgende oomblik, toe gaan Kain en Abel in die veld in. En die vertaling, die Afrikaanse vertaling sê, en hy het hom in die veld ingevat, sy broer, kom ons gaan vir 'n stappie. En hy het met Abel begin beklei, verbaal, en die volgende oomblik, toe daai woede uitbarste kom, toe vermoor hy sy broer. Die eerste bloed wat op hierdie aarde gevloei het, was toe een broer, ander broer vermoor. Is dit nie hartseer? So. Dis hartseer. En God sê, weet jy Kain, waar is jou broer? Na die tyd. En weet jy wat is sy antwoord? Soos van die duiwel. Hy sê, ag, is ek my broer se oppas. Kyk gaan na die persoon agter jou en voor jou en sê, ek is jou oppas. Dis wat Christus sê. Ek moet jou oppas. Ne? Is ek my broer se oppasser? Sê Kain vir God. Die Here sê ja, jy is. Hy sê, jou broer se bloed roep na my van die aarde. Hy sê die aarde wat jy nou bewerk het, jy is nou 'n landbouer, jy plant mos nou mielies en patatas en butternuts en game squashes. Jy moet nou die aarde beplant. Daai aarde het sy mond oopgemaak en jou eie broer se bloed ingedrink. Daai bloed roep na my. En die Bybel sê ons dat die siel van die mens woon in die bloed. Die bloed spreek. Die bloed praat. Die bloed roep na God. Die bloed van Christus het ons vrygekoop. Die krag lê in die bloed. Jou broer se bloed roep na my. Die Here sê vir Kain, daarom sal jy nou vervloek wees. Jou lewe sal ver van die grond af wees, vers 11. Ver van die grond af, wat sy mond moes oopmaak om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. Van nou af, as jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. Jy sal 'n swerwer word en 'n vlugteling. Kyk hoe straf God hierdie man. Ek weet nie of jy sê dat God nie mense straf nie, maar ek gaan vir jou jok. God straf tot vandag toe. Die woord van die Here sê, sonde word jou vergewe, maar nie ongestraf laat bly nie. Moenie sondig nie, hoor.
God gaan jou straf. Jy sal 'n swerwer word, 'n vlugteling, sal jy wees op die aarde. Daarom sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om te dra. Kyk, nou verdryf jy my uit die land uit, en ek moet my verberg vir die aangesig. 'n Swerwer, 'n vlugteling sal ek wees op die aarde. En elkeen wat my vanaf kry sal my wil doodslaan, maar die Here sê vir hom, daarom, as enige iemand Kain doodslaan, sal dit 7voudig gebreek word. En die Here God het 'n teken gegee. Ons weet nie wat se teken nie, was dit 'n teken op sy hand of fisiese teken, maar hy het 'n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan. As jy verder lees jy dat Kain het sy vrou geneem, Henog is daar nog uitgebore, daar's baie ander daar nog uitgebore. God het die geslag van die man tog verder geseën. Hy was 'n landbouer. Hulle het wyn geplant. Hulle het olyfbome geplant. Die offer het daar tevoorskyn gekom. God het na die offer van Kain gekyk. En toe kyk hy na Kain se hart. En die Here neem uit sy hand uit. Ek praat nooit oor tiende nie. Ek hou nie daarvan. Dis net ek. I don't like to talk about it. But what I will tell you this morning is that it's a biblical setting that God said. If God blesses you, you bring a little bit back to God. It's the way it is. En as jy dit reg doen, sê die woord van die Here in Maleagi, bring die volle tiende na die skathuis. Ons almal weet om 'n kalkulator te gebruik, maar tog weet jy nie om 'n kalkulator te gebruik as jy by die werk van die Here kom. Nou. Ek sê dit nooit vir jou nie, want jy weet ek praat oor geld nie. Maar ek moet vir jou nou en dan sê, dat jy jou seëninge kan bereik. God seën ons. Maar as ek terugkyk op my geslagte, het my oupas my dit geleer, en hulle het dit gedoen. The full tenth, not just a little bit, even more. Die woord van die Here sê, as jy oor het om te hoor, lees tussen die lyne. As jy gee aan God, gaan hy jou sê, uit jou sokkies uit. Verstaan jy? Jakob se opbrengs, daai bokke en skape, en sommer 2 en 3 en 4 gelam. The Lord is your partner. The Lord said to someone this morning, if your partner, if you got a partner in your business, oh what a blessing. Doen dit reg, en dan gaan jy sien, want dit is 'n staat tussen jou en God. En die Here sê, bring die tiende na die skathuis, na daar wat in my huis kan wees, spys. Dit is nou gelukkig. Alle groot kerk met die dominee vol salaris betaal. Ek werk. I'm not dependent on money. Although we do hire this facility and everything, and we are very grateful for everything we get because we've got conferences and everything. But I'm just trying to teach the principle, one on it today, is give to God, and He will bless you. It's about the offering between you and God. Ek wil nie dat jy uitmis op die seën van die Here. Seën van die Here is by jou, en hy is by Abel, en die Here kyk na sy offer, en hy kyk na wat Abel bring, en hy sien sy hart. Abel vat nie die gebreklike bokkie nie, hy vat nie die lammetjie nie, hy vat die beste wat hy het, hy vat die eersteling, wie het hom dit geleer, ek weet nie. Abel vat die eersteling van sy inkomste, hy vat die beste wat hy het, en hy slag daai bees, en hy sê, Heer, you've been so good to me. I give you my everything. En die Here se oog in sy hart is op. En daai man het nie 'n paar ure nog verder geleef en te vermoor sy broer. Weet julle, ek kan nie wag dat die Here terugkom nie. Dat hy alles wat Satan verniel, wat so mooi is in die wêreld, kan terugstel. Everything, every friendship, every relationship, every marriage that is pretty, he desires, the devil desires to dismantle and kill. Ek het al vriendskappe gehad, wat mooi en skoon en rein, en
net daarna kom die duiwel. He's out to destroy your life. You need to guard your life. Steek daai maatjie voor die deur in daai gleufie en maak daai gleufie toe. Moenie vir die duiwel eers 'n plek gee nie. Hou jou huwelik skoon, hou jou mond skoon, hou jou neerende teel. En dit kos net so. That's it. And to get the devil out is hard. As ons die duiwel vandag hier moet uitdryf, aard en 3/4 van die weg. Gaan lees maar die Bybel hoe word dit gedoen. Dit is nie so maklik nie. Het vat vas in gebed. En baie van die kinders vandag, die groot mense vandag het duiwels in hulle. Dis reg, ja. En daai duiwel is nooit uit hulle uit nie. As jy nie vol van Christus nie, as jy vol van iemand, maar iets self. Jy moet vol wees van die Here. En as jy die Here begin dien, sy Heilige Gees, dan maak sy Heilige Gees jouself skoon. En daai bose gate is sommer uit jou uit. Prys die Here se naam. Sy Gees reinig en heilig ons in alle waarheid. As jy nou moeg, kan ek nog 'n bietjie af. Ek is nog wakker, ek weet 'n stukkie water. Kom ons blaai na Lukas 10. Ons het nou gelees waar die olie en die wyn vandaan kom en die wynboere. Hoe dit toe nou begin het. Kain het verder gelewe en hy het geplant en sy kinders geplant en het stede gebou. Wingerde geplant. Nou eendag baie jare later sit Jesus in Israel. En een van die skrifgeleerdes vra vir hom, wie is my naaste? Een van die moeilikste vrae wat daar is, wie is my naaste? Wie is my broer, wie is my suster, wie is my naaste? Naaste beteken nie broer en suster nie. Die Here boer met skape. Hy boer nie met bokke nie. Die bokke maak hy die kraal deur oop uit. Vat hy om deur die woestyn, as hy sy bok geaard het, laat vaar, maak hy weer die kraal op, en kom die skape weer terug. Wie is jou naaste? Die vraag. Skrifgeleerde, 'n man wat die skrif ken, vra van die Here, Here, wie is my naaste? En Here Jesus draai na hom toe. En hy vertel vir hom 'n gelykenis wat regtig gebeur het. Die Here het nie sommer goedjies uit sy duim uit gesuig nie, hoor. Elke mooi insident wat op hierdie wêreld gebeur het, ken die Here. Dis hoekom hy so baie gelykenisse kon vertel. Ek het die Here se liefstories vertel. He knows every step of every man and woman on this planet. En die Here sê op 'n dag was daar 'n man wat ek net kyk by wat se verse moet ek invul. Vers 25. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat die Here versoek het, Jesus versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En die Here antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? En hoe lees jy? Jy kan mos lees, hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, jou hele siel, en uit jou hele krag. Dit beteken al jou krag wat jy in hierdie lewe in 2026 investeer, 'n groot gedeelte daarvan moet vir die Here wees. 'n Groot gedeelte daarvan. Jy moet jouself opbeer en sê, kom 2027, hier gaan ons. Here, ek is al moeg gewerk, kom ons gaan. Ek doen dit nie vir myself nie, ek doen dit vir jou vrou en jou kinders, die familie en vir al jou geliefdes. Kom ons gaan. Jy met die Here jou God lief jy met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. En al jou krag, sê hy vers 27. En dan moet jy jou naaste lief hê soos jouself. Toe sê die Here vir hom, jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal lewe. Maar die skrifgeleerde wou homself regverdig. Hoeveel maal wou ons onsself nie regverdig nie? En hy sê vir Jesus, nou wie is my naaste? Die Here Jesus antwoord, en hy vertel van die verhaal. Hy sê, 'n sekere man
Ek wil hê jy moet dit sien. As jy wil maak jy oor toe sien dit. 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho toe. Toe het hy onder rowers verval. Seker maar die Taliban of die Klommosse. Weet nie, of Kayan of is dat nageslag. En nadat hulle hom uitgetrek het, geslaan het, toe gaan die rowers weg en hulle los hom daar half dood. Vers 31 sê, en bygeval het 'n priester met daardie pad verbygekom. En toe hy die man sien wat aangeval is, gaan hy sommer aan die kant verby. Hy loop 'n ompad. En net so het ook 'n leviet verbygekom. 'n man wat die woord van die Here moet ken. Hy het hom gesien en aan die ander kant verbygeloop. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, hier is die verskil. En hier kan jy jouself aan meet. Het hy innig jammer vir hom gevoel. Solank jy daar innig jammer te voel, né? Ek het hy wil bid vir ons elke dag gesleg ons is. Sit daai knoppie af. Solank jy nog daai innige jammer voel vir iemand wat behoefte het. Ja, you got the goodness of God. You've got. Ek het nou die dag iets gesien, ekskuus, ek lig 'n bietjie voorbeeld. Ons is daar by Henny Doreen en geruime tyd gelede. Ek het die mooiste iets gesien, ek sê wel, maar ek sal nooit vergeet nie. En wat is daai vriende van julle se naam wat daai voertuig vir Martha geskenk het? Betsy, ja. Julle en Martha en haar man, wat is haar naam? Hein. Ek ken van Martha, nou by die kanker gaan. Ek sien sy het 'n foto op Facebook en gesê, loop die hier in die hare, die begin teruggroei kragtig. Dis nou, sy het op pad Suid-Afrika, is allemaal nie, né? Gaan sy Suid-Afrika? Ja. En hulle het nie 'n karretjie. En ek staan daar. Nou nie hulle getuienis vertel nie, maar en ek sien, hulle staan voor hulle garage by Henny en Doreen. En nou is Martha ook daar, en hy daar, en die kinders daar, het 4 seuns, né? Mooiste seuns. Maar die oulikste geaardheid, Janice, daai seuns is so tevrede met so min. Hulle hardloop en speel, hulle is verskriklik vriendelik. Arme mense. En hier kom 'n voertuig met so 'n mooi silwer Pajero-tjie, so kort, wat in Afrikaans, kort agterin, mooi boelbaar op so blinkietjie. En daai vriende van Henny ook, hy's ook 'n treinryder, en hulle skenk toe die kar vir Martha en haar man wat nou nie 'n voertuig het nie. En ons staan almal daar, maar Martha, hulle weet nie, maar hulle hou die sleutels. Hulle gee vir die sleutels. Jy het daai gesig van daai mense. Daai gesig van daai kinders. Die trane, die blydskap. Dis 'n mooi oomblik in die lewe wat jy nooit wil vergeet nie. To give is better than to receive. Die Samaritaan het innig jammer vir die man gevoel. Terwyl hy daar lê, en weet ek hoekom het die priester en die leviet nie na hom toe gegaan nie, want die man het daar 10 neem sy onderkleed gelê, want die Bybel sê, die rowers het hom uitgetrek. Hy lê daar in sy bloed en spartel. Die Bybel sê ons, praat hy, en ek weet of dit in Jesaja is nie, praat hy van, die Here kom by jou verby, Israel, toe jy nog in jou bloed gespartel het, ne? En jy lê langs die pad, en die leviet wil jy nie optel nie, en die priester wil jy nie optel nie, want jy bloei, en hy wil toch nie aan iets raak wat onrein is nie, want as hy tot die aand of tot die donderdag toe onrein. Die leviet loop verby, die priester loop verby, maar die Samaritaan stop, en hy spring van sy wa af, en hy hardloop, en hy voel innig jammer vir die persoon. En hy vat 'n kan wyn. Daai tyd was wyn gebruik, behalwe die mense wat dit gedrink het, vir 'n antiseptiese middel. Hulle het wonde
met dit ontsmet. Dis die alkohol in hy daarvan. En hy ontsmet daai wonde van hom. En toe hy klaar is, toe vat hy olie en hy seël daai wond. Olie, suiwer olyfolie het baie anti-inflammasie van die rooi swelling weg en hy seël daai wond dat die slegte goed nie daar kan ingaan. En hy vat daai man wat so onder rowers se val en hy laai hom op sy eie ry die miskien tog die donkietjie of die perd of die wa en hy laai daai man op en hy gaan na 'n herberg toe en hy betaal vir hom so vooruit. Hy sê vir die man, kyk nou, geen kos. Kyk nou. Hy het natuurlik vir hom 'n stel klere ook iewers gekry. Ons syne vir hom gegee, ek weet nie. Hy sê, kyk nou. En die Here sê vir hom, sê vir die wetgeleerde, nou ek het nou vir jou die storie vertel, wie dink jy was daai man se naaste? Daar is die antwoord. Ons moet bly omgee. En in 'n harde wêreld, julle weet ek, is dit moeilik om te bly omgee as mense op jou bly trap. Dat praat ons van ondervind. Julle ook. It's hard to keep giving if others just keep taking. I'm not talking about you, I'm talking about the world out there. You go to your job and you talk and you try goodness and fairness and all that you get is being stomped upon. Die woord van die Here sê ons, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. Maar bly goed doen, bly gee, bly smile, en laat die wêreld jou smile van jou steel. En een van die dae, as die blou lig skeer en Jesus kom terug, gaan hy terugkom vir jou, want hy beloof, die een wat in die tuin gewandel het, wat die eerste rokkies om die speel vir ons, as die klere vir jou gemaak het, hy gaan terugkom, en hierdie keer het hy nie vir jou 'n rok van vel nie, hy het 'n wit kleed, suiwer wit bruilofskleed, wat hy gemaak het vir sy kinders. Hy sal die ring aan sy bruid, sy vrou se vingers sit. Hy het 'n goudstad, het Jesus met sy eie mond gesê, ek gaan heen om vir jou 'n plek te berei. Hy het 'n goudstad vir jou gaan voorberei. Janice, can you think how it looks? How the decoration, julle kan nie dink aan dis jou lyk daai goudstad. How beautiful and splendid. The Creator loves you, but He needs you to push through. You're being tested here as His bride. You're being tested right to the end. But the Spirit of God is here this morning to tell you there's two compartments, the blood of Jesus Christ, that is here this morning to take your wounds. Wie van julle het seer volg? Jy gaan nie jou hand opsteek nie, want jy gaan dit nie vir my maak nie. Maar jy het nie nodig om jou hand op te steek nie, want die Here sien klaar jou seer en daar is. Wie van jy het vrees vanoggend? Jy het 'n wond in jou lewe. Weet jy, die bloed van die Here is vermoere hier, om daai wond te maak dat hy nie septies word. Hy is hier. En hy maak sy bloed soos daai wyn van die Nuwe Testament, is hy ontset daai wond. Nou kom sy Heilige Gees met die olie van die Gees, en hy verder seël hy daai seer in jou hart. Sit jou hart net so op jou hart. Sê dankie, Here. Dat U jou seer dat U die wêreld dit uit my uitvat. Dat U dit nie laat septies word. Dat U dit nie laat seer word. Dat U my verhore verseël met die Heilige Gees. Sê die woord van die Here nie dat ek sal jou verseël op jou voorhoof. Het die herder nie gekom van Israel en die olie gevat en op die skapie se kop gesit. Die Here seën sy volk voed. Sy bloed is kragtig om enige seer of enige pyn wat in die lewe gehad het uit te neem. Vader, dankie vir die Gees. Dankie dat ons vanmôre U kon gewaar. Amen. Terwyl die vanmôre hier sit, die Here. Dankie dat U elke hart ken. Halleluja. Dankie dat U die barmhartige Samaritaan is wat nie verby hardloop terwyl ons naak in ons bloed lê nie, maar laat U self kom, Here, en ons bedien met die bloed
Ons verseël met die olie van die Heilige Gees. Laat U ons herberg in 'n veilige plek. Dankie dat U my naaste is, Here. Dat U altyd so naby aan my is. U is net 'n asemtuig ver. Ek kan net sug, dan spreek die Heilige Gees onuitspreeklike silent cries to God. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Verseël ons in 2026. Here, die wêreld lyk soos 'n tydbom. As ons daar buite kyk, 'n tydbom wat enige oomblik wil afgaan. Dankie. Dat ons weet ons brood, ons water, ons klere is gewis. Dankie dat U ons nooit sal begewe nie. Dankie dat U ons nooit sal verlaat nie. Dankie dat U met ons is.